Goeiemôre, ek is Pastoor Nikkie Bezuidenhout en ek begin vandag met 'n nuwe videokanaal wat rondom die tema gaan wat ons moet weet op ons pad hemel toe. Die Here lê op my hart dat ons leef in 'n tyd waar mense het hoop nodig, mense het versekering in hulle hart nodig. Daar's baie uitdagings wat hulle elke dag as Christen in die gesig staar en dan moet ons ons moet krag hê, ons moet kan sterk staan en dit gaan alleen kom wanneer ons weet wat die woord van die Here vir ons beloof, wat God is groot en hy is wonderlik en hy het vir jou so baie lief. En ek lees wel in Openbaring 2 vers 25 hierdie woorde waar die Here sê, hou vas wat jy het totdat ek kom. Maar dit beteken, dan wonder ek, beteken dit dat net ek en jy is wat moet vashou? Of gaan ons hulp van die Here se kant af kry? Die vraag is dus, hoe sterk moet hierdie hou vas dan in my lewe wees? Nou, as ek na Romeine 7 kyk, dan sien ek dat die woord van die Here vertaal dat daar in jou en my niks goeds woon nie. Daar is niks wat ek myself kan doen, of jy het jouself kan doen, waardeur ons saligheid kan verdien nie. Want Romeine 7 verklaar dat ons is so gekorrupteer met sonde. En dis wat Romeine 3 vers 23 ook sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons. Dit sny ons af van die heerlikheid van die Here. So, ons niks wat ons uit onsself uit kan doen, waardeur ons die ewige lewe kan bereik en vir ons die ewige lewe kan behaal nie. En dan stoei ons met die vraag, ons wonder of ons dit ooit sal maak. Daar is gebeurlikhede wat ook in ons lewe plaasvind, wanneer byvoorbeeld ons bid oor 'n saak, ons vra die Here moet ons help, en hy moet vir ons antwoord gee, ons is in 'n geweldige stryd, en dan kry ons die partykeer 'n antwoord dadelik, dit voel baie keer asof die hemel koper is, en dan voel dit asof jou gebeure hier langs jou neerval. En dis in tye soos daardie, veral wanneer jy voel, wonder jy, jonge, die Here my ooit lief. Is ek goed genoeg om hemel toe te gaan? Is ek goed genoeg dat die Here vir my moet help? So die vraag is dan wat ek vanmôre vra is, kan iemand wat die Here dien, wat regverdig verklaar is deur die woord van die Here, wat iemand wat wedergebore is, wat verlos is, kan so iemand die ewige lewe miskien mis en verloor? Dis goed dat mense mee stoei, hulle wonder, gaan ek dit maak hemel toe, gaan ek nie miskien die hemel mis nie, omdat ek nie goed genoeg is nie. En as die Here my nie bewaar nie, of jou nie bewaar nie, sal ons nooit in die hemel kan inkom nie, want ons kan onsself nie red nie. Nou is die Daniël 6 vers 21, kan jy onthou toe Daniël in die leeukuil was, toe vra die koning baie benoud, die volgende môre roep hy uit en hy vra hierdie woorde vir Daniël, hy sê, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou te red, om jou te verlos? En natuurlik het Daniël uitgeroep en gesê dat die Here wat hy dien is getrou en het hom gered en het hom verlos. Kom ons gaan na die woord van die Here toe om hierdie paar vrae in jou lewe te beantwoord, om vir jou te help met hierdie versekering wat jy moet hê, wat jy moet weet, want wanneer jy kennis het, dan staan jy vas en jy is verseker. Judas 1 vers 24 en 25 lees ek die woord van die Here sê, aan hom, dit is aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met 'n gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag nou en tot in alle ewigheid. Hierdie woorde is 'n lofprysing aan die Here. En reg deur die Nuwe Testament sien ons is daar uitbarstings van lofprysing, wanneer die skrywers van die Nuwe Testament die Heilige Gees openbaring ontvang, en hulle deel met ons hierdie wonderlike waarhede van God, dan is hulle hart so vol van lofprysing en aanbidding, dat hulle uitroep en God se naam groot maak. Hoor wat sê Galasiërs 1 vers 3 tot 5, genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Wow. Hoe wat sê Romeine 16 vers 25 tot 27. Aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof
aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Hoor wat skryf Paulus in 1 Timoteus 1 vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou kinders van die Here, hierdie skrifgedeeltes help ons om sommige van hierdie vrae te beantwoord. Kan die Here my red? En kan die Here die waarborg vir my gee van dat ek die ewige lewe het? Dan is die vraag, hy sal jou red en hy sal jou gereed hou en hy sal in die finale heiligmaking sal hy vir jou absoluut jou die ewige versekering gee dat jy gered is. Hoor, wat sê die woord van die Here vir ons hierso in 2 Tessalonisense die 5de hoofstuk vers 23 en 24. En mag hy, die God van die vrede, julle, dis ek en jy en ons as Christene, volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou hoor wat sê vers 24. Hy wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit ook doen. Die waarborg wat die Here vir ons gee, dat ons die ewige lewe gaan hê. En hy sal daarvoor sorg dat ons verseker dit gaan maak hemel toe. Johannes 6 vers 37 sê Jesus hierdie woorde, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat in die Seun glo, elkeen wat in die Seun glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Dan kom Hebreërs 7 vers 25 met hierdie woord. Hy sê, daarom kan hy ook volkome red, totaal, geheel en al volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir julle in te tree. Prys die naam van die Here. Vraag, hoe sterk is God se greep dan op my lewe? Of hoe sterk moet ek vashou? As ek en jy nie meer langer kan vashou nie, wat gebeur dan? Nee, die Here sê, jy's nie alleen wat vashou nie. Wat sê Jesus? Hy laat homself vir jou verduidelik, Johannes 10 vers 28. Jesus kom en hy sê van homself, hy sê, my skape, dis ek en jy is die skape, die Christenvolk, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie. Niemand, hoor wat sê hy, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Niemand kan vir jou of vir my uit God se hand uitruk nie. Dis 'n wonderlike woord, dan artikuleer hy hierdie wonderlike waarheid by die volgende woorde in vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Nergens in die Bybel is daar 'n sterker bevestiging van die absolute ewige sekuriteit vir alle Christene hier. En Jesus het dit baie duidelik gemaak, dat die sekuriteit van die gelowiges se saligheid nie afhang van menslike pogings wat ek en jy net op ons eie moet doen nie. Maar dit is gegrond in hierdie soewereine beloftes van God en in die krag van die Heilige Gees en in die krag van die woord van die Here. Nou die Here Jesus in hierdie deeltjie wat hy hier vir ons self die getuienis wat hy vir ons gee, is daar 7 realiteite wat baie belangrik is, wat ek jou mee gaan bemoedig. Eerstens, wat die Here Jesus in Johannes 10 sê, hy sê dat hy die goeie herder is. En dis die herder se verantwoordelikheid om die skape te beskerm en om na hulle om te sien. En as een van die skape dan verlore gaan raak, dan is dit direkte klad op die Here Jesus Christus, dat hy sy skape nie kon beskerm nie. En dit sal nooit gebeur nie. Wees verseker. Die tweede realiteit is, Jesus sê dat sy skape luister na sy stem, en hulle sal die stem van 'n vreemde nooit volg nie. Nou
Christen wil ek vir jou sê, daarom is dit belangrik om die woord van die Here te bepeins. Dit is belangrik om die stem van die Here te ken. Gaan sit in jou kerk maar dit moet 'n kerk wees waar Jesus Christus verkondig word. Dit moet 'n kerk wees waar daar gepraat word oor die krag van die bloed van Jesus wat jou red en verlos, oor die krag van die Heilige Gees, oor die liefde van God. Dit moet 'n kerk wees as jy daar instap met jy voel jy's tuis, jy's by die huis, jy kan jou voete onder die tafel sit, jy kan ontspan. En as jy uitstap en voel jou hart vol, jy's gevoed in jou gees. Dis hoekom dit belangrik is, gaan na hierdie plekke toe waar jy die Here kan dien en getrou in die huis van die Here sit. En jy sal in jou hart die stem van die Here hoor wanneer hy met jou praat, en hy sal jou versterk, kinders van die Here. Daar's baie vreemde stemme vandag, daar's baie dwaalleringe. Mense hou aan dwaalleerstellings vas wat hulle niks gaan baat nie. Want Handelinge 4 vers 12 staan dit geskrywe, die saligheid is, daar's net een naam gegee onder die hemel, waardeur die mense op hierdie aarde, ek en jy en almal gered kan word. En dit is die naam van Jesus Christus alleen. Daar's geen ander naam waardeur 'n mens gered kan word nie, as die naam van Jesus. So daar's baie dwaalleerstellings daar buitekant, waar mense alle vreemde goed aanhang. Maar die Here sê, my skape luister na my stem, en hulle hou vas aan my woord. Derdens, Jesus se skape waarborg hy gee vir hulle die ewige lewe. Hoor wat sê Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, hy wat my woord hoor en hom, my Vader glo, wat my gestuur het die ewige lewe. Hy stop nie daar nie. Hy sê, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wat 'n wonderlike woord. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en my Vader glo wat vir my gestuur het, jy het die ewige lewe. En jy kom nie in die oordeel nie, maar jy het oorgegaan uit die dood in die ewige lewe. En o, prys die Here. Die vierde waarheid is, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. God sê, daar is geen veroordeling vir die man of die vrou en die seun en die dogter wat in Jesus Christus is nie. O, wonderlike waarhede hierso. Jy sien, kinders van die Here, Jesus het beloof dat sy skape nooit verlore sal gaan nie. Om dit te betwyfel is om vir hom 'n leienaar te maak. Sestens, Jesus gee die waarborg dat niemand, nie die duiwel of enige mag van die hel of enige mag op hierdie aarde, sal vir jou en my uit sy ewige sekuriteit kan ruk nie. Hoor wat sê Romeine 8, hierdie geseënde woord, Romeine 8 vers 38 en 39. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Sewende feit is dat Jesus beloof dat sy skape word nie net deur sy hand vasgehou nie, maar ook in die ewige Vader se hand saam met hom. Hy sê in Johannes 6 vers 39 tot 40, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elke een wat in die Seun glo die ewige lewe mag hê. Die ou Engelse vertaling sê, whosoever will, whosoever, maak nie saak wie jy is nie. As jy in die Seun van God glo en jy het jou hart en jou lewe aan Jesus gegee, waarborg God vir jou die ewige lewe. Hoe gaan hy dit doen? Deur die krag van die wonderlike Heilige Gees wat in jou hart kom woon. Die Here gee dus die waarborg dat jy nie verlore sal gaan nie, maar dat hy jou sal kom haal wanneer die tyd reg is en hy gaan vir jou hemel toe. Want jy sien, ons is nie survivors nie. Ons is deur sy genade behoort ons aan hom. Ons is sy koninkryks eiendom. En dan gaan die dag kom wanneer ons gaan juig voor die Here
Hoor wat sê die Bybel hier vir ons in Sefanja sê hierdie woorde, Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n help wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met 'n gejubel. Is dit nie wonderlik dat die Bybel sê God juig, hy sing oor jou met vreugde. Kinders van die Here. Die Bybel sê dat Jesus het by Golgotha, toe hy op die kruis gesterf het vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. En die vraag is, wat is hierdie vreugde? Weet jy, wanneer ons voor die troon van God gaan staan, wanneer ons uiteindelik hier uitwoon, en ons woon by die Here in, en ons gaan in sy teenwoordigheid wees, op met dood, op met die wegraping, gaan hy ons huis toe vat. Daardie dag gaan ons vir Vader God sien, sing en juig. Ons gaan vir Jesus sien, sing en juig. Ek dink daar gaan gedans en geprys en gejuig word in die hemel, en ons gaan die Here, ons gaan net so saam met hom dans, ons gaan net so saam met hom sy naam groot maak, en hom loof en prys, want God is getrou, en hy is die waarborg van sy geseënde woord. Prys die naam van die Here. So, kind van God, wees rustig en verbly jou in die Here. Hou vas wat jy het. Hou vas, hou aan om die Here te dien. Dis wat dit beteken. Moet nooit ophou om die Here te dien nie. Hou vas, roep sy naam aan. En al struikel jy en jy val, jy staan net weer op. En dan gaan vir jou nog baie bemoedigende woord gee in die pad wat vorentoe kom, verskillende woorde, verskillende gedagtes wat ek met jou gaan deel, waar die Here jou gaan wys hoe lief hy vir jou het. En jy's nie alleen nie. As hy sê, hou vas wat jy het, beteken dit, hy hou net so stewig vas as wat jy vashou. En dan gly jy, sy hand los jou nie. Hy gaan jou waarborg die ewige lewe gee, en mag die Here jou seën tot ons weer by mekaar gaan kom. Sterkte vir jou, bid vir jou, seën vir die dag. Bye bye.